Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre Jennifer en Beer. Doreen, ons begin vanoggend met 'n regter wat in die sop is. Dis reg, 'n regter van die Hoërhof in Pretoria is gister in hegtenis geneem op aanklag van bedrog ter waarde van sowat 2 miljoen rand. Nou, sy was besig met 'n siviele eis oor 'n kerk wat beklei het oor wie eintlik in beheer is van die kerk en sy het na bewering hierdie omkoopgeld gevat om ten gunste van een van die beskuldigdes te beslis. Nou enige regter wat in hegtenis geneem word is uiters kommerwekkend en baie politieke partye en burgerregte organisasies het gevra dat sy so muur geskort moet word hangende 'n ondersoek, maar sy is toe nou gister vrygelaat op borg van R50.000 en deel van haar borgvoorwaardes is dat sy glad nie by die hofgebou mag inkom totdat die ondersoek afgehandel is nie. So dit sal seker bepaal ook dat sy waarskynlik geskort is dan in effek, nie waar nie? Wel, dis so goed ek sê vir jou, jy kan nie werk toe kom totdat ons nie deur al jou laers en jou rekenaar en jou fone is nie, so, maar ek kan jou verseker, ek is doodseker sy gaan steeds betaal word, want die uitsteldatum vir hierdie saak is eers in Maart volgende jaar. Ja, sy sal seker maar nog 'n geldjie kry. So gepraat van geldjie kry, Jennifer het in die nuus gelees van Vusi Kat Matlala, die entrepreneur wat in die parlementêre ad hoc komitee gesê het dat hy Bekkie Cele 'n totaal van R500.000 betaal het. Nie net dit nie, hy het ook vir voormalige minister Cele daarvan beskuldig dat hy gelieg het voor die ad hoc komitee. Ja. Nou, Kat Matlala met sy peperduur Burberry outfit gister het eintlik gesê dat hy is net 'n ryk man wat in die middel is van 'n faksie argumente tussen die Cele-kamp en die Mxunu-kamp. En dit is basies wat daar aangegaan het. Hy sê, hy sit in die middel van 2 faksies wat besig is om te beklei. En hy het ook gesê dat toe hulle 'n klopjag op sy huis uitgevoer het hulle van sy horlosies gevat, sy vuurwapens, en toe hy vir Cele geld aangebied het, toe kon hy sy eiendom terugkry. En hy het toe besef, hierdie dinge gaan nie ophou nie. Hy sê, hy het besef, Cele gaan aanhou om vir hom geld te vra, en toe hy opgehou het om vir Cele gunsies te doen en geld te gee, toe word hy in hegtenis geneem. Hierdie is ook 'n man wat beskuldig word van moord, mensenhandel en dwelmhandel en 'n paar ander dinge. So dit gaan interessant wees om te sien of hy skuldig bevind word of nie, maar die feit dat hy sê hy is eintlik net 'n ryk man tussen 2 faksies is 'n interessante manier om jouself te beskryf. Dit was 'n baie interessante manier gewees, ja, korrek. So, ek dink dit gaan nou in die volgende 2 dae wat Kat Matlala nog getuig, gaan dit nou begin interessant raak, wanneer meer parlementslede die kans gaan kry om hom onder kruisverhoor te neem. Dan Doreen, 'n moordenaar is uiteindelik tronk toe. Ek weet nie hoeveel kykers kan dalk hierdie saak onthou nie van Ramesh Patel wat sy vrou in 2015 baie wreed vermoor het en die hofsaak het vir 10 jaar lank gesloer en ek gaan vir jou sê hoekom. Daar moes 'n nuwe ondersoekspan ingebring word omdat hy glo bande gehad het met lede in die polisie. Daar is staatsgetuies wat kop uitgetrek het wat nie meer wou getuig nie. En so het dit aangegaan en aangegaan. Nou Patel is ook in hegtenis geneem vir die moord op sy eie ma. Ek weet nog nie waar daardie saak huidiglik is nie, maar die oomblik toe Patel toe nou skuldig bevind is, het sy regsspan dadelik aansoek gedoen dat hy sy borg verleng moet word totdat hy gevonnis word. Maar die regter het gesê hy was nou alreeds vir 10 jaar 'n vry man, hy is nou skuldig bevind aan moord en die aansoek is van die hand gewys. Patel gaan nou hy wil nou sy skuldig bevinding wil hy ook bevraagteken en hy gaan appel aanteken daarteen. Maar ek wil net vir julle sê dat wat interessant is van Patel is dat ek gesê het hy is in hegtenis geneem vir sy ma se moord. Sy pa is vermoor, sy nuwe skoonpa is vermoor. Sy broer wat teen hom sou getuig
is land uit. Hy het land uit gevlug nadat daar ook 'n poging tot moord op sy lewe was. So, interessante saak, interessante man. Ja, en ek dink is amper skokkend dat mens 10 jaar moet wag vir 'n skuldigbevinding vir so 'n tipe saak, maar jy weet, bly dat die man agter tralies is uiteindelik as hy skuldig is. Dan moet ons aanskuif na Virginia Giuffre. Ek weet nie, ek spreek altyd haar naam verkeerd uit. Dis die dame wat die boek geskryf het oor voormalige prins Andrew. Hy staan nou net bekend as Andrew Mountbatten-Windsor. Maar as die voormalige prins Andrew die klag van molestering. Sy is natuurlik oorlede so rukkie gelede. En asof sy in haar lewe nou nie uitmekaar uitgetrek genoeg was nie, word haar boedel nou ook uitmekaar uitgeruk en betwis. Jy het reg uitgespreek, is Giuffre, en ja, hulle sê erfgeld is swerfgeld, so sy het soveel geld van Andrew gekry, ons is nou sommer op eerste naam basis hier, so Andrew, en die koningin het baie geld gegee om te skik met haar, sy het ook geld van Jeffrey Epstein gekry, nou is sy oorlede sonder 'n testament, en almal wil nou 'n slice of the pie hê, soos wat hulle sê. En haar man en sy was besig om te skei. Sy het 'n e-pos voor haar dood aan haar prokureur gestuur om te sê sy wil nie hê haar man moet enige van haar geld kry nie. Nou wil haar broers van die geld hê, maar wat van haar kinders? Sy het 3 kinders. So wie is geregtig op al hierdie geld? Ja, dit is die vraag. Dorien, dan 'n vreemde situasie, 'n noodgeval by 'n padblokkade. Dit het in Ermelo plaasgevind. Na bewering het 'n man sy vrou of sy suster se kind hospitaal toe gejaag met 'n noodgeval, en by die padblokkade het hy glo verduidelik wat aangaan en toe weggejaag hospitaal toe. Nou die verkeersbeamptes het hom toe na bewering agterna gesit, waar daartoe 'n bekleierery by die noodgevalle plaasgevind het, waar hulle hom in hegtenis wou neem en hom toe met pepersproei bespuit het. En ek kan sê die klagtes is intussen teen die motoris laat vaar. Maar mens moet wonder wat hier gebeur het, want vir my, ek sou gedink het, stop by die padblokkade, sê vir die verkeersbeampte wat die situasie is, en in plaas van dat die beampte agter jou aanjaag hospitaal toe, kon hy voor jou gejaag het om vir jou 'n meer reguit pad na noodgevalle toe te gee, al dan nie. Ja, en dit was interessant want daar was 2 motors gewees en die motor agter hulle het ook verduidelik wat die situasie is en dat dit 'n noodgeval is en dat hulle op pad is hospitaal ten spyte van almal se verduideliking, het die verkeersbeamptes nog steeds nie hierdie aanvaar nie en toe nou nog steeds 'n boei gaan opskop by die hospitaal. En binne in ongevalle pepergas gespuit op hom. Dis merkwaardig. Sure. Nou mense sit altyd en wonder waar is die verantwoordbaarheid. Gister toe ek in die verkeer sit in 'n Gauteng 'n verkeerspolisie voertuig draai regs oor 'n rooi robot langs my sonder 'n flikkerlig. Toe dink ek, is dit nie die middelklas wat by die reëls hou, want dit smaak my die verkeerspolisie doen nie. Maar nou ja. Mense moet seker maan beweeg. Kom ons praat 'n bietjie oor vletjieblassers. Vletjieblassers in hierdie land moet vereer word. Absoluut, en ons praat weer oor Babita Deokaran, wat sekerlik een van die bekendste vletjieblassers is, en haar naam sal nog vir generasies bespreek word in die konteks van Suid-Afrika en die Tembisa Hospitaal. Nou, die Gautengse provinsiale wetgewer het voorgestel dat sy op een of ander manier vereer moet word. Of 'n hospitaal moet na haar vernoem word, of miskien 'n beurs in haar naam. En die familie het gesê, hulle enigste ding is, dit moet net iets wees wat eerlik is, met integriteit. En ek dink dit sal regtig wonderlik wees om haar te vereer. Al is dit iets soos 'n beurs miskien. Ja, ek dink, jy weet, ons heeltemal te veel vletjieblassers in ons land, ongelukkig wat hulle lewens verloor. En die feit dat sy iemand is wat uitgesproke was teenoor onreëlmatighede wat aangaan het by die hospitaal, is stories wat ons nou jare later ook eers van hoor en bietjie agter die kap van die bel kom, is regtig merkwaardig. En mens moet so iemand vereer, Dorien, dink ek ook. Ek dink ons moet 'n manier vind om ons vletjieblassers ook beter te beskerm, of hoe? Absoluut, dit is 'n probleem wat al baie lank kom. So ons wil nie hê dat vletjieblassers moet voel dat hulle lewens in gevaar is nie. As ons kyk na die land waarin ons lewe en alles wat nou aangaan met die Bedlanga Kommissie en die ad hoc komitee, vletjieblassers is
soos die Engelsman sê, is heroes, the unsung heroes. Absoluut. Dan 'n opgeskorte vonnis vir verkragter. Hier is 'n kort storieetjie op Netwerk 24 en dit is 'n 35-jarige man wat sy 15-jarige meisie verkrag en swanger gemaak het en hy het 'n opgeskorte vonnis gekry van 6 maande. Nou kyk, ek was nie in die hof nie, ek weet nie wat die versagtende of verswaarende omstandighede was nie, maar vir my persoonlik, in hierdie land sit ons reeds met so 'n geweldige probleem van tienerswangerskappe. Ons gaan nou weer sien aan die einde van die jaar hoeveel tieners gee geboorte op die 1 Januarie. My kop het vasgesteek by 'n 35-jarige man wat in 'n seksuele verhouding betrokke is met 'n 15-jarige kind. Absoluut. Ek dink nie is enige versagtende omstandighede vir my hier nie, veral ook nie in hierdie tydperk wat ons kyk na geen geweld teen vroue en kinders. Hierdie was 'n guldige geleentheid vir die hof om 'n voorbeeld te stel. Dit kan nie normaal wees vir 'n man van 35 om in 'n seksuele verhouding te wees met 'n 15-jarige skoolkind nie. Dis dis onwettig, punt, klaar. Mense het wonder of die eenheid teen gesinsgeweld in Kroonstad hulle werk gedoen het. Ons praat weer van konstabel Ntabiseng Sepuha, ek noem haar naam, sodat mense weet dat sy dit ondersoek het en mense 'n bietjie vra oor die hof. Hoe besluit 'n mens so? Ek weet mense moet altyd die hof eers stel en jy moet die hof se besluit respekteer, maar spesifiek in hierdie tyd, hoe kan dit enigsins aanvaar wees? Maar nou ja, ons beweeg aan na die volgende storie toe. Ons laaste storie vir vandag, ons moet praat oor die eerste oënskynlike misdaad, maar hierdie keer in die ruimte. Ek moes hierdie storie deel vanoggend. Die eerste misdaad in die ruimte is in 2019 aangemeld, maar dis toe nooit regtig 'n misdaad gewees nie. Dit is 'n egpaar wat besig was om te skei. So die ruimtevaarder was vir 6 maande in die internasionale ruimtestasie en haar vervreemde vrou op die aarde het haar toe beskuldig van kubermisdaad dat sy in hulle bankrekening ingegaan het. Maar dit het later uitgekom dat hulle albei gesamentlik toegang het tot die rekening en die ruimtevaarder wou kyk waarop haar vervreemde vrou al die geld spandeer. Nou die vrou het nou van dese maand 'n pleitooreenkoms met die staat aangegaan en erken dat sy gelieg het. Sy het gejok en sy gaan nou in Februarie maand gevonnis word. Ek weet nie wat se tipe vonnis vir haar opgelê kan word nie, maar net vir interessantheid, as jy gewonder het, as jy dalk 'n moord beplan in die ruimte eendag, as jy 'n Amerikaanse ruimtevaarder is, val jy onder Amerika se landswette. As jy 'n Russiese ruimtevaarder is, val jy onder Rusland se wette. Maar dit is baie interessant want hulle sê ons moet kyk na ruimtevaardery en die feit dat dit nou tipe van 'n toerisme aantreklikheid gaan word. En wat gaan gebeur oor 50 jaar as ons werklik misdaad het in die ruimte? Ek dink nie dit is onmoontlik nie, dit kan gebeur. Ja, vir my ruimteskip se sleutel steel dan. Wat baie gaan ek mee. Dorien, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Dis Dorien Loupsher, bly inskakel, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.